So terwyl ons dit gaan ons net kyk na 'n skyfie vertoning, na die is net so 'n stukkie uit die lewe van Elsa. So ek jou herken as ek jou weer sou sien, sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin. Ek vind dat vrede daar waar jy nou bly, maar ek mis jou elke dag en ek vra nog steeds, kom jy dan in die hemel sal dit ooit verdwyn, sal ek weer kan lag as ek jou daar sal kry, dan in die hemel vloei oor my vandag. Maar ek hou vas aan woord. Tot ek jou weer kan vashou sag. Die pad hier is lang en my hart bly swaar. Elke dag stap ek met jou hart in myne saam. Ek weet ons sal weer eendag saam kan staan. Maar tot die dag sal ek steeds bly vashou. Dan in die hemel sal dit ooit verdwyn, sal ek weer kan lag as ek jou daar sal kry, dan in die hemel vloei oor my vandag. Maar ek hou vas aan tot ek jou weer kan vashou sag. Tot ek jou weer kan vashou sag. Hierdie liedjie gaan oor, dit was middag. Hierdie liedjie gaan oor trane in die hemel. Maar een ding verseker ek julle, daar's geen trane in die hemel nie. Geen traan nie. Ek moet sê toe Alida my bel om vir my te sê dat my moedertjie het heen gegaan. Dit was vir my 'n skok en dit was vir my baie hartseer gewees. Maar ek moet vir jou sê dit was van korte duur gewees. En toe het ek jubel saam met Joseph. En julle dit insien. Beautiful, beautiful. Julle weet as ons dink aan die dood, dan dink mense is die einde van alles. Ek wil vir julle sê dis die begin van alles.
As ons so op die televisie kyk en ons kyk so na hierdie filmsterre wat so uit die voertuig uitklim, uit die limousine uitklim. Kom ek sê vir julle, die dood is die limousine wat ons na ons eindbestemming toe vat. En ons kyk so op die televisie en ons sien hoe gaan die deure oop, word die rooi tapuit, betree hulle daar rooi tapuit, dan loop daar filmsterre met hulle neus in die lug en is kameras wat flits. Ek wil vandag vir jou sê, toe die limousine in die hemel sy deur oopmaak en jou ma betree daar rooi tapuit. So was Josef een van die wat daar verwelkom het. Saam met Josef was dit ook al haar ander geliefdes, almal die bekendes wat daar voor afgegaan het. Iets so hartseer as wat ons hier so is dan nie trane in die hemel nie. Daar's 'n gejubel en daar's 'n gejuig. En toe Elsa daaraan kom, wat 'n dag van herontmoeting. Kan julle dink, Elsa en Josef in mekaar se arms? Die beste van alles is, dat hier op aarde is ons vlees is onderworpe aan tyd, aan verouderdom, aan verganklikheid. Maar ons gees bly jonk. Tannie Lena, jy is net so jonk soos die dag toe jy nog daai jong girl was. Ons almal, jy weet mos, gister was dit vir my as ek 21 is, niks het verander nie, ek voel nog steeds so. Ag, verskil is hierdie lyf kan net nie meer daai dinge doen nie. Maar 'n oomblik as jy daai laaste asem uitblaas en jou liggaam gee vry en jou liggaam laat toe. Toe was Elsa aan die vleur van haar lewe soos die dag toe sy getroud is. En toe sy daar rooi tapuit bekleed, toe sy Josef daar sien staan, soos die dag toe hulle getroud is, in die vleur van hulle lewe, met die verskil. Geen paisie, geen plooi, met die verskil. Dit was nie meer nodig om hare te kleer en goue goedjies op te hang om na iets te lyk nie, want in die hemel is dit 'n volmaakte plek. As julle vir Elsa vandag gaan sien, gaan julle haar nie herken nie. Want dit gaan die mooiste mens, die beautifulste mens wees wat jy kan dink. En ek wil vandag vir jou sê, aan die dag wanneer ek en jy in die hemel arriveer, en jy kyk in die spieël van die hemel, sal jy die mooiste mens sien wat jy nog ooit gesien het. Want dit sal die eerste keer wees wat jy tevrede sal wees met hoe jy lyk. Jy sal weet jy hoef niks te doen om beter te lyk nie. Want by God is alles great. En dit is hoekom daar's nie trane in die hemel nie. Daar's net vreugde in die hemel. En die beste van alles is ek bly aan die dag toe ons gepraat het en jy sê dat nie 'n begrafnisdiens nie. Hans, julle sê nie 'n begrafnisdiens nie. Hierdie gaan 'n live celebration wees. En dis wat ons gaan doen. So ek wil nou vandag vir julle sê, begin 'n lag, begin 'n smaal, begin 'n happy like. Elsa kyk vir julle. En Elsa sou dit nie anders te wou gehad het nie. Elsa wou gehad het, julle moet gelukkig wees. Ek wil vandag vir julle sê, Elsa is okay. Elsa is meer as okay. Die vraag is eintlik, is julle okay? En Elsa wil hê julle moet okay wees. En daar waar sy is by Josef, Josef wil ook hê julle moet okay wees. So kom ons lag, kom ons gaan, die res van hierdie diens gaan ons geniet. Is dit okay met julle? Ons gaan dit geniet. Ek gaan nou vir elkeen van julle vra om vorentoe te kom, om ietsie te sê oor jou lewe saam met Elsa. Wie is die eerste een? Oud? Goeiedag aan almal. Die wat ek nie gesien het nie, wat ek nie gegroet het nie. Ek is baie jammer as ek dit gemis het. Ja, dit is hartseer. Dit is nie lekker om afskeid te neem nie. Maar weet jy wat, soos wat meneer Willem gesê het, ja, ons moet gelukkig wees, ons moet opgewonde wees, ons moet vrolik wees, want sy is op die regte plek. Sy is waar sy moet wees. Maar voordat ek nou begin praat oor mamma, ek gaan sommer nou wegspring die bedankings. Voor die begrafnisondernemings, Sonjane, hulle sê baie dankie vir die mooi ryker en mooi
iets wat hulle van mamma gemaak het. En baie dankie vir hulle moeite, alles wat hulle vir ons gedoen het, en waar die daar mooi by gestaan het. Ons was vrij, ons was in die Kaap, jy was in die Noord-Kaap, en skoonsis dankie, dat jy hulle so mooi by gestaan het en gehelp het, en ons sê baie dankie vir neef, vir Willem, die pastoor in die familie, wat almal moet begrawe en almal moet opwikker, en ja, ons waardeer julle, jou vader het en kinders, sê vir julle baie dankie, ons baie lief vir julle, en vir almal wat vandag hier is, wat ver gekom het, wat die laaste eerbetoning, die laaste afskeid van mamma vat, sê vir julle baie dankie, by nie, almal, leen hulle, dis die enigste een wat oor is dan die been, van almal, van al die jagers, maar ons sê vir jou baie sterkte oor en toe, en Corina en almal wat hier so is, ons sê vir julle baie dankie vir alles, almal wat gekom het, ons waardeer dit as 'n familie. As ek iets uitgelaat het, vergeet het om vir iemand iets te sê, ek is jammer, maar kom ons praat 'n bietjie oor my moeder. Ek en, hierdie my kan met my praat. Ek en, Willem, ek wil nie preek nie, waarom nie met is ook sit wat my laat preek nie. Okay, dit klink beter. Baie dankie Willem. Ek is bevoorreg om op die oomblik die oudste seun te wees wat oor is van die familie. My sussie Alida wat net agter my is en dan Joe wat die babatjie is. Ek dink ek was van al die kinders die een wat vir my ma die meeste hel gegee het. Ja, amen. Die stoutste, die besigste. Ek het vir hulle vreugde gegee daarom ook, hoor. Nie net vir hulle hel gegee nie. Maar dit was vir my 'n voorreg gewees om 'n pa en 'n ma te hê soos pa Josef en ma Elsa. Hulle was hard. Op 'n tyd was hulle baie hard op ons. Veral op my en Frans en so 'n bietjie op Alida. En Josef was natuurlik die goudgeitjie, om dit so te stel. Maar hy het sy kans ook gehad in die lewe met hulle. En as ek moet terugdink, ek gaan niks oor spyt wees nie. Ek gaan niks oor kan sleg sê nie. Want ek het die beste ouers gehad. Want was dit nie vir hulle wat hard was partykeer met ons nie, was ons nie wie ons was vandag. En ek wil net sê, dit is my 'n voorreg gewees om Josef en Elsa se kind te wees. En ek glo die ander Huberties ook. Want ma was die moeder gewees. Sy was hard, sy het my moet 'n beesweepak gegee. Gelyk of 'n trekker oor my Kyalami gejaag het, my en vir Frans. Ons was ongoddelik stout gewees. En sy het ongoddelik hard geslaan ook. So, maar dit was lekker gewees, want dit het ons mense gemaak, dit het ons mans gemaak. Maar die mooi wat ek van ma kan sê, sy kon die lekkerste kos maak. Dis een ding van Elsa. My moeder kon kos maak. En ek dink, ek het dit by haar geërf om ook lekker kos te kan maak. Nie dat ek wil brag nie, maar sy het my baie gemotiveer om liefde in kos te sit. En dis iets wat ek van my ma geërf het, is om lekker kosies te maak. En ek onthou dit so goed, as ek en Monica kom kuier het, dan sê altyd vir my gesê, ma, maak maar gebakte aardappels. Daai gebakte aardappels van ma, wat so crispy is. Ek sal dit nooit vergeet. Daar was soveel mooi tye. Daar was soveel lekker tye. As ek my pap en dikmelk geëet het saam met pa, ma het altyd die pap, lekker poetopap gemaak. Ons altyd kon pap en pan eet. Dit is sulke herinneringe wat vir my so mooi was.
'n ma wat altyd, die kinders altyd by mekaar probeer hou het. Al het ons beklei, al was ons kwaad vir mekaar. Moeder was altyd die een wat gesê het, kom na mekaar toe. Ons lewe net een keer. Dit was my so mooi gewees altyd, as hy gesê het, my kind, moenie laat hierdie dinge van die wêreld, hierdie dinge van die lewe, julle skei nie. Wees altyd lief vir mekaar, want dit is al wat julle vir mekaar het. Moeder het baie vir my gepreek. Sy het baie vir my gesê, my kind, jy is dalk die verlore skaap, maar kom terug. Ja, want ek maar weer terugkom. Want ons moet weer onthou, die mooi dinge van die lewe. Sy het die familie by mekaar gehou. Sy het die jagerfamilie by mekaar gehou. Die bietjie Joubers wat daar oor was by mekaar gehou. Sy het nooit probeer kontak verloor met familie nie. Sy was 'n samebringer. Maar sy was my moeder. En ek kan net sê, sy was pragtig, 'n goeie moeder. En ek wil vir Alida vandag baie dankie sê. Sy, jy het kans gehad wat ek en jou nie gehad het nie. Om na ma te kyk nie, om na pa te kyk nie. Ons kon jou bystaan, maar ons kon nie dit doen nie. Ons kon gee wat ons kon, maar ons kon nie gee wat jy kon gee. Ons wil vir jou sê dankie. Dankie, Jan, Alida. Dankie vir wat julle vir ma, Palaas, daar beteken het vir Lulu. Dat jy vir ouma bygestaan het. Julle het mooi gedoen. Dit wat julle gedoen het julle goed gedoen. En ons sê vir julle dankie. As familie, as vriende. Net wat julle behoor. Baie dankie. Want ek en jou sou dit nie kon doen nie. Ek is eerlik. Ons wil net vir almal sê wat iets wil sê. Onthou net die mooi van my moeder. Want ek onthou net die mooi. En ek wil net sê, ek is bly om te weet waar sy is sy gelukkig, saam met papa. En ek dink aan Frans, as hy daar is, gaan hulle verder verpes. Want dit is wat ons gedoen het. Ek en Frans was helstout. En ons kan dit nie wegpraat nie. Maar ons onthou dit, so ek hoop ou Frans hou hulle besig daarbo, as hulle daarbo by hom is. En as hy by hulle is. En ek wil net vir elkeen sê baie dankie dat julle hier was vandag. Dankie vir my dogter, dat sy vir ouma Kubaar sê het finaal, vir ouma wat die was. Waardeer het, uit my hart uit. Baie dankie. Ekskuus Hans, ek wil nie geld uit jou sak uithaal nie. Ja, ek weet, is het, Ja. die pastoor pas ons nie geld. Ek moet net so voordat Alida oorvat, moet ek net sê, jy is 100% reg. Jou ma was iemand wat altyd almal by mekaar wil hou. Sy was soos 'n hen wat altyd haar kykens, maak saak wie dit was, en sy wil hulle by mekaar gaan hanteer. Dit was wie Elsa was. Maar een ding kan ek vir jou sê van die ons familie, hulle kan almal lekker kos maak. Ja, en jy sê jy het dit by jou ma geërf, maar ek glo nie jy kan my beat nie, my maat. Hallo almal. Ek wil net vir julle ook sê baie dankie vir die moeite wat julle gedoen het om hier te kom wees. Baie dankie vir die oproepies, die boodskapies, al die moed inpraat. Wat julle my bietjie opgetel het en my bietjie hoog gehou het. Dankie vir al die donasies wat ingekom het, al is dit nou kossies of enige ietsie. Waardeer dit verskriklik. Ek wil vir julle almal sê baie dankie. Maar ja, my moeder was 'n ou statige ou dame, regte ou girl. Ek het een pak slaap by haar gekry.
en nooit weer nie. Want sy het so sleg gevoel na daai pak slaap, as sy nooit weer vir my pak gegee het nie. My pappa het nooit sy hand vir my gelig nie, want as hy my gesoek het, en hy draai om, het hy op my getrap. So ek is net dankbaar dat ek by al twee hulle laaste tyd kon deurbring, dat ek daar kon wees. En by mamma kon gewees het die laaste 2 dae, het sy niemand meer herken nie, sy het net gelê. En ek was daar langs haar op die bedjie, die laaste woordjies wat ons aan mekaar gesê het, is, het vir haar gesê, mamma, ek is lief vir jou. En sy het my teruggeantwoord, terwyl ek so oor haar gesiggie gestreel het met my hand. Sy het gesê, love you too, Lappie. En ja, daar gaan nie meer woordjies wees. Of iemand wat my gaan Lappie noem nie. Maar ek weet daar waar sy is sy in Jesus se arms. En dis waar sy woord. Baie dankie. Alida, die Lappie is nog nooit weer verby nie. Jy sal daarmee sal jy doodgaan. Want die oomblikke wat jy dit nodig het, die oomblikke wat jy swak voel, wat jy voel jy kan nie meer nie, hopeloos voel, dan sal jy altyd daai stemmetjie hoor in jou gedagtes wat sê Lappie, jy kan. Lappie, jy weet wie se bloed is in jou are. So jy sal altyd Lappie wees en Lappie bly. Laat haar net toe en laat jou gedagtes maar net oopgaan. Daai herinnering is dan nooit uit jou lewe uit weggaan nie. Sy sal altyd, en net nog iets, daar was waar jy dink, sy alleen was en sy niemand meer herken het nie. Daar waar die geliefde, haar geliefdes net nie meer daai tree verder kon geneem het nie. Daai liefdevolle hande nie meer regtig haar kon verder gevat het nie. En waar jy nie teenwoordig was nie. Dit was daar waar sy God geontmoet het. Nader aan God as wat jy ooit sal besef. Miskien sou jou teenwoordigheid daar alle oomblikke gesteer het. So dit is goed so gewees hoor. Wie is volgende? Ek gaan maar 'n bietjie vorentoe staan, dat die refleksie nie te erg is vir almal nie. Ja, ek het nie vreeslik baie woorde nie. Uitervrou. Ek dink, as daar een ding is wat ons almal kan saamstem, sy was 'n stuk staaldraad gewees. Daar was min mense wat so taai raad op taai was, soos Elsa Joubert. Tannie Leen? Hierdie tannietjie het nog net so mooi gebly, soos wat sy nog altyd was. Dan julle almal, baie dankie dat julle vandag hier is, om te herdenk, nie om voorbij te sien. Net om te herdenk, haar lewe kan herdenk, soos ek haar lewe gaan herdenk. Sy was my suster, my enigste suster wat oorgebly het, dit was net ek en sy. Nou is ek alleen, maar ek weet ek sien heeltemal alleen. Ek het hom so vir my, ek het my kinders by my, ek het julle almal by my. Amen. So ek is nie alleenig nie. En die dag as ek gaan ek ook nie alleenig wees nie. En ek sien uit na daardie dag, om by haar te wees. Want ek is sy was my enigste, in die laaste tyd. Ek kon my kop oprig en ek kan haar sien. Sy was altyd daar. En sy is nou nog daar. Sy is hier binne. Ek is baie lief vir haar en ek sal lief bly vir haar. Die res van my lewe. Baie dankie. Dankie Elsa, waar is jy nou? O, daar is jy. Ek is met jou. Ek sal jou nooit alleen laat nie. My sussie.
dit is wonderlik om te kan weet, nadat my pa dood was, dit was altyd lekker geweest as jy 'n probleme gehad het, om dit na jou pa toe te gaan, en na jou ma toe te gaan gesels, te gaan praat. En ek vind dit nou nog, na al die jare wat my pa en my ma dood is, in die ouderdom wat ek is, het ek nog steeds kind gebly. Is hulle nog steeds my pa en my ma. Ek vind myself baie by die kerk en, kom ek sê vir julle, in die bediening sit mens met baie dinge wat soms taai kan raak. En baie keer dan het ek al die buitekant geloop en dan gaan sit ek maar net op ieweste en dan praat ek met my pa. Yes, pa, ek het 'n probleem, maar ek weet wanneer om na my ma toe en wanneer na my pa toe te gaan. En so is dit nou nog. En daarom wil ek vir julle sê, Hans, daai gesprekke, Alida, daai gesprekke, dit het nie geëindig nie. Jy sal jou nog self baie keer vind en sê, yes, maar, nog baie keer. En kom ek sê vir julle, ons weet nie hoe dit is nie. Miskien is jou ma en jou pa nader in jou as wat jy ooit besef. Ons weet nie hoe ver die vensters van die hemel van ons af is nie. Ons weet, die hemel is 'n werklikheid, soos wat ons vandag hierso sit. So wat ons voete vandag op hierdie grond is daar 'n ander planeet hemel. En terwyl ons hier besig is hulle besig om te rejoice, is hulle besig om in die heerlikheid en die teenwoordigheid van God net te lag en te gesels en plesier te kan hê. Maar die afstand, ons het verkykers nodig om ver te kan sien. En ons het nodig om mikroskope te gebruik om klein dingetjies te kan sien. Maar kom ek sê vir jou vandag, die oomblik as jy hierdie liggaam, hierdie gees vrylaat, is soos 'n donker bril wat afkom. Dan het jy nie meer verkyker nodig om ver te kan sien nie. Ek glo as Elsa uit die vensters van die hemel kyk, dan sien sy jou soos wat sy nou nie so sien. En dit is hoekom, miskien is hulle nader aan ons, as wat ons ooit kan besef. Wie is volgende? Ek onthou die goeie dinge van my ouma. Elke keer as ek by plaas kom, ek gaan kuier vir haar. Het ek al naels vir haar gedoen, ek het haar voetjies gedoen, ek het haar hare gedoen. En as ek aan my oupa op die land is op die trekker, het my ouma altyd daar gestaan met koelrank en sweeties vir my en my oupa, om die keeltjies bietjie nat te hou vir die droë pad. Ek wil net sê baie dankie ouma. Jy was my lewe, jy was my alles. Nog iemand? Wat ek van tannie Elsa gaan onthou, altyd geglimlag. Sy was nooit kwaad nie. Sy het altyd geglimlag. En Alida, dankie dat jy jou ma bygestaan. Jy's 'n ster, jy's 'n rots, jy's 'n Ester. As ek een kan byvoeg, dan kan ek seker sê dat Elsa was 'n stuk staaldraad geweest. Maar kom ek sê vir julle, die appel het nie ver van die boom afgeval nie. Want met hierdie Alida, Hans, hierdie suster van julle, sy is, ek weet nie wat om te sê, sy is regtig 'n eyster. Alida, ek moet sê, die pad wat jy gestap het met jou ouers, is 'n pad wat min mense kan stap. En ek weet vandag dat, en ek dink almal weet vandag dat, as daar iemand is wat eer moet kry hierso, is dit jy, want waar almal swak was jy sterk geweest. En dit is altyd great om sulke mense in familie te hê. Nog iemand? Vriende, familie. Ek was 'n buitestander. Ek het haar eers later leer ken.
Wat ek sê is, ek sê dit nie vir julle omdat ek dat julle dit moet hoor, of dat ek wil hê wat julle moet hoor nie. Ek sê vir julle wat in my hart is. Julle ma se lewe was klein, haar wêreldjie was klein. Maar elke onderwerp wat jou ma aangepraat het, was oor haar familie, oor haar kinders. En sy het net op 2 maniere gepraat. Of sy was trots, of sy was hartseer oor julle. Sy het nooit sleg gepraat van julle nie. Sy was of trots, of hartseer vir iets wat in julle lewe gebeur het. Dit was 'n moeilike tannetjie, ek weet. Sy het oom Josef net so 'n kykie gegee aan die ou kerel, maar ook klaar geskry, né? Sy was 'n moeilike enetjie. Maar sy was so lief vir haar wêreldjie met haar kinders. Sy was lief en trots op julle. En ek sê dit, want dis nie wat julle wil hoor nie, of ek sê nie vir julle wat julle wil hoor nie, ek sê vir julle wat in my hart is. Daar was nie 'n keer, ongelukkig, dit was altyd, dinge het altyd nie reg gewerk nie. Of ek het tyd gehad, en nie geld gehad nie, of ek het nie geld gehad, maar tyd gehad. Ons kon nie altyd die druppel deurloop nie. Maar die kere wat my skoonma, Adrie, en my daar by jou ma gekuier het, was dit 'n vreugde, dit was iets om te onthou. Terug huis toe het ons lekker gepraat. Daar was niks om oor te skinder nie. Ons het gepraat uit vreugde, uit dankbaarheid vir 'n dag wat lekker afgeloop het. Miskien was julle ma nie iemand groots bekend of whatever nie. Maar sy was iemand om trots te wees, julle. Sy was regtig iemand om trots te wees. Julle het baie verloor, maar die probleem is nou van julle kon goed doen, wat sy nie kon raak gesien het toe sy gelewe het nie. Julle kon goed gedoen het, wat jou pa nie kon raak gesien het die hele lewe nie. Nou vandag is dit dan 'n bietjie moeiliker. Want om jou regte mens voor ander mense te wees, hulle kan nou sien of jy lieg of nie lieg nie, né? Dis nie laat jy 'n ander lewe nou het nie, hulle is heeltyd by jou. Met ander woorde, dit is nou baie moeiliker om 'n persoonlikheid te hê, want hulle is nou by jou, en hulle kan sien as jy verkeerd doen. En hulle is by jou om trots te wees as jy iets goeds doen. Ek is so dankbaar, ek het daar 'n gedeelte in my lewe gehad. Daar was nie een keer wat ons gery het, dat daar nie iets in die boot was nie. Maak nie saak hoe vol die kaste by jou ma was of nie. Daar was nie een enkele keer wat ons weggery het, dat daar nie iets in die boot was nie. Dit was altyd ongemaklik om huis toe te ry, want my pens was altyd dik. Ek het te veel geëet. Whatever jou ma gehad het, of sy nou daai vetkoeke van haar. Ek het nou in my lewe nog nooit sulke vetkoeke al ooit in my lewe gehad nie. Dit was vir my 'n plesier om jou ma en jou pa te geken het. Julle ma en pa te geken het. Dit was regtig vir my 'n plesier in die lewe om hulle te geken het. En hulle het regtig iets vir my beteken. Sterkte vorentoe julle. Baie dankie Reinout. Dis lekker as mens iemand toe vorentoe te roep. So kan ek net iets sê. Jy kan sê. Daar's nog steeds spesiale mense in my lewe, hoor. Die wat hier is ook spesiaal vir my, né? Ek bedoel, ek praat nou, almal is, daar's baie spesiale mense wat vir my baie beteken. Dankie julle. Ja, Tannie Elsa het haar troudag het ek op haar skoot gesit en op 'n vyf. Dis wat sy vir my gesê het. En dit is waar ons pad begin het. My kinders ken as Tannie Vetkoek. Hulle ken nie vir Tannie Elsa nie, hulle ken Tannie Vetkoek. So ja, die Vetkoek het 'n merk gemaak
en die varkpotjies wat jy nie honderd kan van mekaar al wegkry nie. So dit is ons hande. Ek ken nou nie vir ouma so goed soos meeste van julle nie en ek is baie skuldig dat ek nie baie in haar lewe was nie, maar ek ken vir ouma as 'n sterk vrou wat altyd deur my stoutigheid gekyk het, want sy weet ek is haar se dogter. So sy het geweet ek vrees bly nie besig soos hy, maar ek onthou ouma as iemand wat baie sterk was, baie liefdevol was, baie loud was en nou dag toe ek met my pa praat, toe sê hy vir my ouma is siek en ek moet baie daar uitkom. En die dink ek weer terug hier is party laat ek weghardloop vir haar want sy was so loud en alles, maar ek is eintlik maar net so sy, net so loud, net so proud en ek moet maar net hoop dat ek 'n halfte die vrou kan wees wat sy is, want sy is 'n baie sterk tannetjie wat baie hard kon geslaan het toe ons klein was. Dankie. Wel, ek moet sê dat as dit Hans se dogter is, nee. Dis so erg. Dit moes erg gewees. Dit sal ek ooit kan vergeet, Hans en Frans. Mense wat dit nie gesien het, het niks gesien. Kyk, ons was stout, ek was 'n stout ou gewees, maar Hans en Frans. Good afternoon. Sorry, I think the Afrikaans too well. But so just from CMA, Christian Motorcycle Association, just offer our condolences to the family. The leader, Jan, joined us a couple of years back, and obviously Tanya also was part of it, yeah, and she climbed into our hearts, as she said, like a staldracht, you could see strong, but she had a couple of tough years, the last years, but she was there, you go and visit, and if you had to stay every time, then we'd still be there. So, but yeah, we just want to pray God's blessing and peace over the family, and just everything with the best going forward. Baie dankie. En nog iemand? Kinders, kleinkinders. Mense is nog baie vroeg. Ons kan nog nie nou gaan eet nie. Hans, jy het iets gesê oor jou boetie. Jy het gesê as hy daar is. God is getrou. Daar's baie tye in 'n mens se lewe dat mens stout is. As ek kyk in my eie lewe en ek was nie altyd 'n pastoor nie. Baie van my lewe het julle nie eens geken nie. Ek dank die Here vandag vir my vrou, want die pad wat sy met my gestap het, dit was die tye gewees. En ek dank die Here vandag vir so 'n persoon, 'n vrou wat, soos jou vrou, jy sien die Hans wat ons daai tyd geken het nie. Sy het jou heeltemal verander. En dis wat die vrouens in ons lewens doen. Jy weet, hulle kom op so 'n mooi manier, dan draai hulle ons so om hulle pinkies, nê. En as jy jouself kan kry, is jy 'n nuwe skepsel. Maar as 'n ding wat ek altyd hoor met begrafnisse, as ek so buite tussen die mense loop, dan sê almal, solank ons net reg is. Ons weet nie wanneer daai dag aanbreek nie. Kom ek sê jou vandag, my broer en my sussie, die lewe kan in een oomblik verander, terwyl jy sit, in een oomblik. Net môre kan jy bietjie sleg voel, jy kan dokter toe gaan en die dokter kan vir jou sê, meneer, mevrou, jy het 3 weke of 3 maande oor om te leef. Hier waar jy nou sit, kan jy oor net omdop en kan jy omval. Ons is nie verseker van niks nie. Die algemene ding is dat ons moet net reg wees. Ek wil vandag vir julle vra, hoe van julle is reg? Kom ons kyk wat sê die woord. Jesus sê, wees julle dan volmaak soos jou Vader in die hemel volmaak is. Is jy daar? Die woord sê vir ons, as jy die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het jy aan alles skuldig geword.
Hoe lyk jou lewe as jy jou hand in jou boesem sit en jy haal hom uit? Jy trek 'n bankstaat van jou lewe. Is jy regtig reg om te gaan? Ek wil nou praat oor wat jy gesê het, want dit het my daar baie diep geruk met Frans. As dit van Frans afhang, is hy nie daar nie. As dit van jou afhang, sal jy dit nie maak nie. Jou pa en jou ma was baie geestelike mense, toe hulle die Here in hulle lewe kry. As daar nou mense is wie se lewens so verander het, is dit daai Josef en Elsa. Ek glo dat baie mense geïrriteerd met hulle godsdiens. Hulle was so lief vir die Here gewees, maar selfs hulle sou dit nie maak nie. Die enigste aanvaarbare offer vir God is die bloed van Christus. Dis al. Ek en my hier waar ek vandag staan, ek het probeer om 'n goeie lewe te lewe, maar hoe meer ek probeer, hoe meer kom ek agter hoe meer ek misluk. Ek misluk elke dag. Vra my vrou, vandag sit ons hier, ons is mooi aangetrek, ons lyk oulik, ons is nie so oulik nie. Ja, want ons kan soms sukkel en die lewe kan partykeer druk en daar's soveel versoekings en beproewings waar daar buitekant is dat dit maak dit vir ons maklik. Alle rede hoekom Elsa en Josef en al ons families, ons geliefdes vandag daar is as gevolg van die kruis. Was dit nie vir hom nie, sou ons dit nooit gemaak het nie. En dit is hoekom met Frans. Jy dink miskien Frans so en so, maar jy weet nie wat het in sy hart aangegaan het. Die Here is getrou. Die werk wat God in 'n mens se lewe begin het. Ek sal nooit vergeet in my lewe nie, as ek by die huis aangekom het, van die joltye af. Ja, Doreen, sekere dele ken jy. Maar toe as ek in die huis inkom, het ek altyd geloop, dan val ek oor die goed, dan my pa gekom, 'n paar klappe gegee en daai tipe van dinge. Later het ek slim geword, dan het ek nie meer ingeloop nie, dan het ek op my knieë en hande vuurvoet, dat ek nie oor die goed kan val en so aan nie, dat ek daarom by die kamer kan uitkom. Tot op 'n dag, toe ek so naby my ma se kamers kom, en hulle bid vir my. Here red. Here, daai ding het so groot ding gespeel in my lewe. Daar het 'n draaipunt gekom in my lewe. En dit het 'n tyd gevat, dit het nie dadelik gekom nie, maar daai woord het baie diep tot my gepraat. En vandag dank ek die Here vir 'n pa en ma wat vir julle kan bid en kon gebid het dat julle vandag is wie julle is en laat ons is vandag wie ons is. Tannie Leen, as mens ouer word, jy weet mos soos die kinders, hulle is dan slimmer as jy, hulle is sterker as jy, al die dinge, kinders is slim goede. Ja, maar daar kom tye wat mens eintlik nie meer eintlik vir hulle iets kan doen nie. Al wat jy kan doen is bid. En gebed, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dit is hoekom Tannie Leen soms net dan, ons bly op ons knieë vir ons kinders. As ons hulle in die hemel moet inbid, dan doen ons dit. En veral met mense so Hans en Frans was dit nodig geweest. En ek glo met 'n persoon soos 'n Okker ook. Kyk, ek dink 'n mens kan net na iemand kyk, nee, en dan weet 'n mens dat dit was. Maar ek wil klaarmaak om vir julle te sê, weet julle die woord sê vir ons, let op die seisoene. Ek gaan dit in menslike taal sit, let op die seisoene. Kyk wat om julle aangaan. Jesus sê, wanneer julle die vrye boom begin sien bot, dan sal julle weet dat die somer nader is. In 'n ander boek sê hy, dan sal julle weet dat die winter nader is. Ons is in die somertye van ons lewe, dan gaan dit goed, ons is sterk, ons kan alles doen. Daar's eintlik niks, ons is slimmer as almal, ons weet alles, ons is sterk, ons spring van die dakke af, ons doen dit, ons hardloop enige ding wat dit is. Ons is besig met ons sport, met ons ontspanning. Dit voel soos gister toe ek 21 geword het. Dit voel soos gister toe ek by ons hek ingestap het met die helmet so oor die skouer nog en ek loop en ek dink toe en ek staan nie so stil en ek dink, ja, ek is 21 vandag, ek kan nie by die huis sit nie. Waar gaan ek vandag 'n dop vang? En daai dag het ek baie doppe gaan vang. En intussen,
toe ek weer sien, mense daai tyd het ek soveel hoop gehad, soveel drome gehad, soveel dinge wat ek graag wou gedoen het. Ja, en toe ek weer sien, toe die winter my ingehaal. Vandag dink ek terug, dan dink ek, ja, dit is so ver, dit voel soos eeue terug toe ek 'n daai jong man was, maar tog voel dit soos gister. Waar die jare heen geloop? Wat het gebeur? What happened? Ek bedoel, ek het na ouer mense gekyk, en ek het altyd gewonder, hoe dit moet voel om soos hulle te wees. Ja, vandag kyk ek in die spieël, dan is ek daai ouer mens wat ek vroeër gewonder het, hoe dit sal wees. En dan weet ek, een ding is verseker, die winter het my ingehaal. Vandag probeer ek om dinge te doen, en ek hardloop elke dag en al daai tipe van dinge, maar nog steeds het jy daai pyn en daai dinge, en nog steeds weet jy, jou kragte is besig om uit te loop. Winter is op ons. Ons weet nie wanneer daai laaste dag aanbreek nie, maar een ding weet ek, as daai laaste dag aanbreek, dan weet ek, dan sit 'n nuwe seisoen in my lewe. Prys God vir daai nuwe seisoen, vir 'n lengte, vir 'n wonderlike tyd. Die tyd om te dink dat hierdie oë sal hom eendag aanskou. En ek sal hom aanskou in sy heerlikheid, in sy majesteit, in sy koninkryk, en sy krag. Ek sal hom aanskou as die God van hemel en aarde. En dit is wat Elsa nou, as Elsa vandag voor die Here staan, en die Here sê vir Elsa, wil jy ek met jou terugstuur? Dan sal sy sê, you are joking. You are joking. Never in your life. Ek bly net, julle ken vir Elsa. Ek bly net hier. Dis Elsa haar voet neergesit, dit is hom neergesit. En dit is hoekom mense, is vir ons die mooiste en die beste plek. Ek bedoel, die apostel Paulus, hy kom en hy sê, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Hy sê, ek het verlange om heen te gaan, om te sterwe en met Christus te wees, dan sê hy, dis verreweg die beste. En al hoe jy kan sê, dis verreweg die beste, is as jy weet wat vir jou wag. Dan weet jy, Paulus het geweet wat vir hom wag. Hy praat en hy wil nie oor homself roem nie. Hy sê, ek weet van 'n man of in Christus, of dit in die liggaam was of buite die liggaam, ek weet nie. Hy sê, ek weet van so 'n man, dat hy weggeruk is tot in die derde hemel. Hy sê, dat hy weggeruk is tot in die paradys, en onuitspreeklike dinge gesien het. Dit wat Paulus gesien het, dit wat hy aanskou het, dit wat hy beleef het, het sy menslike gedagte oortref, op so 'n mate dat hy nie die vermoë gehad het, om in enige van sy briewe vir ons te probeer sê, hoe dit gelyk en wat het hy gesien nie. Hy sê net, hy het onuitspreeklike dinge gesien. Vandag kan jy in elke tweede boekwinkel inloop, en daar is iemand wat vir ons wil sê, hoe die hemel lyk. Die apostel Paulus sê, wat die oog nie gesien het, wat die oor nie gehoor het, en in die gedagte van die mense nie opgekom het nie. Dit het God voorberei, vir hulle wat hom lief het. Met ander woorde, dit wat ek en jy maar net kan dink, en mense kom, ek sê vir julle, ek sê prentjie mens. As jy vandag vir my moet vra, en dit was my mooiste gesprek met Josef gewees, my laaste gesprek met jou pa, toe ek daar by hom was, en hy ons sulke stories vertel, dan vertel hy ons sulke lang stories, hy seker 20 minute, skielik dan stop en dan sê, ja, ek het jou nou potstront vertel, ja. Hy sê, ek weet nie waar ek op die kop van my heen nie. En terwyl ons so praat, toe sê hy, toe hy vir ons, ek en Alet was daar gewees, en hy sê, hy weet sy tyd het uitgeloop. Ek nie met hom gepraat oor genesing, of oor heling, of enigiets nie. Ek het met hom gepraat oor wat vir hom wag. Wat God vir ons voorhou. En daai beautiful wat God vir ons voorhou. Mense, ons almal ken die natuur. Dis beautiful. Hierdie natuur wat om ons is, roep in elke taal. Die sterre wat om die aarde sirkel, is soos evangeliste wat 24 ure 'n dag rondom die aarde wentel, en in elke taal uitroep, daar is 'n God. As jy so by die natuur staan, jy staan so, jy kyk uit oor die see of oor die berge, dan kan jy nie anders as om die Here te loof en te prys. Here, U is God, Here, U is groot, U is awesome, Here. Die skilderwerk van U is die meesterskunstenaar. Here, hierdie dinge wat U vir ons, dis dinge wat uitroep, die grootheid van God. En as ons kyk na hierdie natuur, dan weet ons, hierdie natuur wat ons so oorweldig,
is 'n vervalle skepping. In die tuin van Eden, die oomblik toe die mens sondig en die mense sterf, toe sterf hierdie aarde ook. Hierdie aarde wat ons so bekoor, kan jy nie vergelyk met die paradys, waar Elsa vandag rondhardloop, en miskien haar groentjies plant en daar besig is nie. As ons kyk na die geboue hierso, en ons kyk na Sun City, Disneyland, al daai plekke, die mooiste plekke, Dubai, Abu Dhabi, al daai plekke, dan sien ons daai geboue, daai prachtstukke, daai meesterstukke, daai kunstenaarsstukke. Maar ek sê vir julle mense, dis menslike beplanning, dis menslike idees en dis menslike hande wat dit gebou het. Maar planeet Hemel, geen menslike gedagte, geen menslike beplanning, geen menslike hande. Ek wil my verstuit om te sê, die dag toe God planeet Hemel geskape het, toe hy dit op een oomblik het hy dit die beste, hy het al sy almag ingesit om dit te doen. Ek glo, as God vandag wil renovations doen, gaan hy dit nie kan doen nie. Want God hoef nie iets oud te maak of iets leliks te maak en daarna weer reg te maak nie. En dis waar Elsa vandag is. So kom sy nie wil terugkom nie. En dis wat God vir jou en aan my voorhou. Daar wag vir jou en vir my die beste, die mooiste en die beste van alles is ons gaan hom sien. Hierdie oog gaan hom aanskou. En dit wat Elsa vandag sien en beleef, dis die beste. Ek glo die oomblik toe sy haar laaste asem uitblaas en daai gordyne trek oop. Toe val sy op haar knie en sy kon nie anders as om die Here net te loof en te prys, te eer en te aanbid. En dit is wat ek vir jou wil sê, my broer en sussie, en ek wil julle daarmee laat. God het jou gemaak tot sy voordeel, nie andersom nie. God het jou nie gemaak dat jy agter jou eie dinge moet aanhardloop, jou eie plesiere, jou eie stokperdjies, jou eie lewe, jou eie sukses, dat alles net oor jou gaan nie. God het jou gemaak tot sy voordeel. Leef dit. Leef dit. Die rykste plek vandag is 'n begrafplaas. Weet jy hoekom? Weet jy hoeveel drome is daar begrawe? Hoeveel talente is daar begrawe wat nooit tot 'n werklikheid geword het nie? Hoeveel mense wat bedoel was om miljonêers te wees, om wêreldkampioene te wees, om groot bekende mense te wees. Hulle is begrawe. Hulle het nooit geontdek wat God in hulle gesit het nie. God het meer in jou gesit as wat jy ooit besef. Leef dit. Leef dit. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir u liefde, dankie vir u genade, dankie dat ons weet, Here, die enigste rede hoekom ons by u kan wees, so wat die woord sê, het genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself. Ons loof en ons prys en ons eer en ons aanbid u vir Christus. Dankie vir dit wat hy in die kruis vir ons gedoen het. Dankie vir die bloed wat gevloei het. Dankie vir die bloed wat ons skoon gewas het. Dankie dat ek vandag nie is wat ek doen nie, maar ek is vandag wie en wat ek in Christus is. Ek loof en ek prys u, Here, vir u plan, u saligheidsplan. En dis al rede hoekom Elsa vandag by u kan wees, hoekom al ons geliefdes vandag by u kan wees. U genade. En ons dank en ons loof en ons prys u daarvoor. Dankie vir Elsa, 'n wonderlike vrou wat u gesaai het in die lewens van so baie, die impak en die invloed wat sy op so baie mense gehad het. Ons loof en ons dankie. Ons dankie vir 'n vrou wat 'n voorbeeld gestel het, wat 'n legacy nalaat. En ons kan vandag opkyk na u toe en ons kan u net bedank en sê dankie Here vir Elsa en haar hele lewe het u haar bygestaan. Ons weet dit het nie altyd goed gegaan nie. Ons weet sy het ook al moeilike tye gehad, maar nog steeds het u haar deurgedra. En so sal u ons ook dra, Here. Vandag kan ons sê tot u toe het die Here ons gebring. En ons kan glo die geldselfde God wat ons tot u toe gebring het, sal ons verder vat voor u. So wil ek elkeen van hierdie familie van my, hierdie geliefdes, ek wil almal in u hande plaas, Here, dan weet ek, hulle is in die beste hande wat daar kan wees. Here, laat u hulle sal vashou, dat u nader aan hulle sal wees wat hulle ooit sal besef. Nader is hulle vel. Die woord sê, u binne in ons kom woning maak. En ons loof en ons dankie, Here, dat u sê ook, u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie, Here, vir almal wat opgedaag het vandag, tyd uitgekoop het, wat u is om mekaar te ondersteun, deur te dra. En Here, laat ons kan huis toe gaan en kan weet,
Dit was goed om weer by mekaar te kan wees. En dis goed om bietjie weer te dink, hand in boesem te kan steek, en te kan weet, Here, U leef, en ons leef tot eer en verheerliking van U naam. En ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Is daar nog Alida, dis baie klein. Jo. 'n hart wat altyd plek. Okay, my moeder. 'n hart wat altyd plek vir nog gehad het. Nee, wie kan wees? Wie kan beter? Hans, kyk of jy met daai 'n hart wat altyd plek vir nog gehad het. 'n ma wat geweet het hoe 'n pot en pan gewerk het en die magic kom verrig het met dit. My moeder, ek gaan mamma baie mis. Ek is en sal altyd lief wees vir mamma van Joepie. Josef, ja. Aan my moeder, stukkie van ons hart, mamma. Geen woorde kan die leemte beskryf wat mamma hier in ons harte los nie. Mamma, totdat ons weer ontmoet, is hier 'n dankie sê drukkie vir die duisende omgee oomblikke. Mamma se plek is leeg, mamma se stem is stil, maar nee wag, ons hoor pappa en mamma se samesin lag. Lief vir mamma, lag die Adida dogter. Moeder, by the winds of heaven blow, softly and whisper in your ear, how much we love and miss you, and wish that you were here. Hans Seer. Die goue draad van ma se elegansie, liefde en respek vir die mens, vir die medemens, sal voortleef in ma se kinder en kleinkinders. Rus nou in vrede.